Kom ons word stil. Die lof en die heerlikheid en die wysheid en die danksegging, die eer en die krag en die sterkte aan onsse God, tot in alle ewigheid. Amen. Gemeente van die Here, genade vir julle en vrede van God ons Vader, van Jesus Christus die opgestane Here en van die Heilige Gees. Ons lees vanoggend uit Handelinge 2. Dit is die Pinkstergebeure. Julle sal onthou op Pinkstersondag is die Heilige Gees uitgestort en die klomp wat bymekaar was, of die gelowiges wat bymekaar was, het God begin prys in al die bekende tale van destyds. En die mense om hulle was verward en gewonder wat gaan aan. Party het gesê hulle moet seker dronk wees en so. En dan staan Petrus op voor die skare en hy vertel vir hulle wat gebeur het. Hy sê wat hier gebeur is 'n vervulling van God se profesie in Joël, dat hy sy Heilige Gees sal uitstort op alle vlees. Maar dan baie interessant, as hy begin verder praat, hy vertel en haal nou die profesie van Joël aan, en as hy verder praat hy nie oor die Heilige Gees wat gekom het, maar oor Jesus wat opgestaan het. Dis wat ons nou gaan lees, maar kom ons maak eers die oor toe, dan bid ons saam. Ons dankie Here, dat ons as die kinders hier saam kan wees in die huis. Dankie vir hierdie besondere tyd in die jaar waarin ons nou leef, die opstandingstyd, die tyd waarin ons opnuut herinner is en word dat Jesus leef. En daarom vanoggend, Here Jesus, aanbid ons U as die opgestane Here. U wat die lewe gegee het om ons te kom verlos. U wat opgestaan het uit die dood en opgevaar het na die hemel en aan die regterhand van God, die almagtige Vader sit, om oor U kerk te regeer. Maar dankie Here Jesus dat U nie net daar in die hemel aan die Vader se regterhand sit nie, maar dat U ook hier is nou, hier in Estwar, en dat U ons versamel het om hier in die teenwoordigheid te kan wees, te kan versterk word deur U woord, deur die werking van U Gees. Ons aanbid U, O Gees van God, U wat op alle vlees uitgestort is, ook in ons harte woon, dat U vanoggend ook ons harte brandende sal maak as ons opnuut weer die woord oopmaak en lees. Ons aanbid U Vader, U wat in U wysheid en raadsplan al hierdie dinge beplan het, van voor die grondlegging van die wêreld af beplan het, dat daar 'n dag sal kom, dat U die gelowiges sal bevry, sodat ons vir U kan leef. En daarom word U self ook nou verheerlik vanoggend in ons saamwees, in ons aanbidding, in ons luister, ons
bid dit in die naam van ons Here, Jesus Christus. Amen. Ons skriflesing is Handelinge 2 van vers 22 af. Petrus is aan die woord en dan sê hy, Israeliete, luister na hierdie woorde. God het Jesus van Nasaret aan julle bekend gestel, deur die kragtige dade en wonders en tekens wat God hom by julle laat doen het. Daarvan weet julle self. God het besluit en het vooruit bepaal om hom aan julle uit te lewer en julle het hom deur die heidene aan die kruis laat spyker en hom doodgemaak. Maar God het hom van die smarte van die dood verlos en hom uit die dood laat opstaan. Dit was immers vir die dood onmoontlik om hom gevange te hou. Van hom sê Dawid, ek het die Here altyd voor oë. Hy is aan my regterhand, ek sal nie wankel nie. Daarom is my hart bly en my tong jubel, ja meer, ek het die verwagting dat my liggaam sal lewe, want u sal my nie aan die doodryk oorlaat nie. U sal nie toelaat dat u troue dienaar vergaan nie. U het my die paaie van die lewe geleer. U teenwoordigheid sal my met vreugde vul. Broers, wat ons voorvader Dawid betref, moet ek dit vir julle duidelik stel. Hy het gesterwe en is begrawe, en sy graf is nou nog hier by ons. Maar hy was 'n profeet, en hy het geweet, dat God met 'n eed aan hom beloof het, dat een van sy nakomelinge op sy troon sou sit. Daarom het hy die opstanding van Christus vooruit gesien en gesê, hy is nie aan die doderyk oorgelaat en sy liggaam het nie vergaan nie. God het hierdie Jesus uit die dood laat opstaan. Daarvan is ons almal getuies. Hy is verhoog aan die regterhand van God, en hy het die Heilige Gees wat beloof is van die Vader ontvang en uitgestort. Dis wat julle nou sien en hoor. Dawid het net na die hemel toe opgevaar en tog sê die Here het vir my gesê, sit aan my regterhand totdat ek jou vyande aan jou onderwerp het. Die hele Israel moet nou vas en seker weet. God het hierdie Jesus wat julle gekruisig het, Here en Christus gemaak. Dis die woord van die Here vanoggend. Lees weer vers 24. Maar God het hom uit die smarte van die dood verlos en hom uit die dood laat opstaan. Dit was immers vir die dood onmoontlik om hom gevange te hou. Dit was vir die dood onmoontlik om hom gevange te hou. Ons kan ook vertaal, die dood was nie by magte om hom vas te hou nie. Dit is nogal merkwaardig, want in die Bybel word die dood geteken as die een mag waaraan ons nie kan ontkom nie. 'n verskriklike mag wat oor ons lewens heers en seggenskap het. Die dood in die Bybel is die simbool van alle magte waaraan ons onderwerp is. Die dood in die Bybel is 'n soort versameling van die mag waaraan ons nie kan ontkom nie. Wat ons bind en wat ons magteloos maak, verslaaf. Dis die einde van ons lewe, die dood. Die laaste grens van alles wat ons is en doen. Die simbool van ons nietigheid, van ons eindigheid, ons verganklikheid as mense. Dink maar op Psalm 103 waar Dawid so treffend skryf oor die nietigheid en kortstondigheid van die mense lewe en hoe gou die dood 'n einde te aanbring. Ek lees vers 15 en 16, die mense lewensdiere soos die van die gras, soos die van 'n veldblom wat oopgaan. As die woestynwind daaroor waai, is dit weg.
en is sy plek vir altyd leeg. In die lig van die dood lyk alles sinloos en leeg. Sodat die Bybel die dood 'n mag noem wat ons verslaaf, wat ons verkneg, waarvoor ons in vrees lewe. In Hebreërs 2 vers 14 en 15 skryf die skrywer, aangesien hierdie kinders mense van vlees en bloed is, het hy, dit is nou Jesus, ook net soos hulle mens geword. Dit het hy gedoen om deur sy dood die een wat mag het oor die dood, dis die duiwel, te vernietig. En om hulle wat uit vrees vir die dood hulle lewe lank in slawerny was, te bevry. Sien, die dood verslaaf mense. Ons lewe lank, sê die Hebreërs skrywer. Maar dis nie net die mag en simbool van ons verganklikheid. Die dood is ook of staan vir die mag van die sonde oor ons lewens. Daarom sê Efesiërs 2 dat die mens wat as gevolg van sy sonde dood was, so aan die mag van die sonde vasgevang is, dat hy nie regtig kan leef soos God wil dat ons moet leef nie. Magteloos is om goed te doen. Dis wat die sonde doen in ons lewe. Die dood heers oor ons. Ons sal nie net almal eendag sterwe nie, maar ons is almal in die greep van die sonde. Dit hou ons vas. Dis 'n mag wat sterker is as ons. Mense wat vir jou sê, ek is sterker as 'n sonde, weet nie waarvan ek praat. Die dood as 'n sonde mag het ons almal in sy greep. In Romeine 7 praat Paulus daarvan, julle ken die bekende gedeelte waar hy vertel van die goeie wat hy wil doen, maar dit doen hy nie, en die slegte wat hy nie wil doen nie, dit doen hy. En dan roep hy uit, ek magtelose mens, elendige mens, wie sal my verlos van die dood? Maar dis wat Petrus vir ons vanoggend wil sê in Handelinge 2. God se almag is sterker as die dood. Dit kan selfs teen die dood ingaan. Dit kan die doodse werking omkeer. En daarom net na Paulus in Romeine 7 sê ek elendige mens, wie sal my verlos? Sê hy in die volgende vers 25, aan God die dank. Hy doen dit deur Jesus Christus, ons Here. God is sterker as die dood. Dink maar aan Abraham en Sarah, wat al stokoud was. Abraham was al 100 en Sarah 90. En die Hebreërskrywer sê hulle liggame was al verstorwe. Hulle kon nie meer kinders hê nie. En dan gryp God in en skenk aan Sarah 'n baba. Hebreërs 11 vers 12 sê, hulle liggaam was al verstorwe, maar die Here het aan hulle 'n seun geskenk, Isak, soos die Here self daar in Genesis vir Sarah gesê het, toe sy lag, toe die Here sê sy gaan 'n baba hê, dan lag sy, en dan sê die Here vir haar, maar onthou niks is vir God onmoontlik nie. Dis ook die boodskap van Paasfees. Niks is vir God onmoontlik nie. Daarom sê ons teksvers, dit was vir die dood onmoontlik om Christus gevange te hou. Die dood was nie by magte om hom vas te hou nie, want God is magtiger as die dood. Daarom het God Christus van die smarte van die dood verlos en hom uit die dood laat opstaan, sê Petrus. God is sterker
as die dood. Laat dit in jou inbrand. Hierdie wete, God is magtiger as die dood. Daarom het Here Jesus nie aan die kruis gesterf en nou is hy in 'n graf nie. Hy leef. Die graf is leeg. Want God het ons magtige teenstander, ons laaste vyand, die dood het hy verslaan, oorwin en sy mag gebreek. Finaal en onherroepelik. Dis die boodskap van die opstanding van die Paasfees, dat die dood en die doodse magte verslaan is op Golgotha. Christus is losgeruk uit die dood, hy is die Here. Hy sit aan die regterhand van God en regeer die wêreld, ons lewens en alle magte. Hieroor skryf Paulus in Efesiërs 1, daai gebed van hom. Hy sê, ek bid dat hy julle geestesoë so verhelder, dat julle kan weet hoe geweldig groot sy krag is, wat hy uitoefen in ons wat glo. En hoor dan hier, dit is dieselfde kragtige werking van sy mag, wat hy uitgeoefen het, toe hy Christus uit die dood opgewek, en hom in die hemel aan sy regterhand laat sit het. Paulus sê, wat met Christus gebeur het, Paasondag, het met my en jou ook gebeur. Dieselfde werking, wat Christus uit die dood laat opstaan, het werk aan ons ook. Dis Paasfees. En daarom, jy in 'n situasie van moedeloosheid en hopeloosheid is, waar jy half jou hande in die lug gooi en sê, maar jy sien net nie meer uitkoms, en jy sien nie hoe dit kan regkom nie. Dit kan nie regkom nie, sê jy dan. God is magtiger as jou eie doodloopstraat. Hy kan ons kragteloosheid en mislukking in ons stryd teen die sonde verander in 'n lewe van oorwinning. Hy kan jou help om te oorwin in jou stryd teen Satan. Ons sê Paulus daar in Efesiërs 6, ons worstelstryd teen Satan kan ons bly staan as ons God se wapens aantrek. Dis wat met die opstanding ons werklikheid geword het. Hy kan ons doodse harte weer nuut maak en lig laat breek in jou eie hart as jy op 'n punt is waar jy sê, ek glo niks, ek hoop niks. God kan jou doodse hart weer nuut maak, heel maak, lewend maak. Hy het die finaliteit van die graf verander in 'n poort na die lewe. Daarom is ons nie verskrik oor die dood nie. Want die dood is nie meer die laaste vyand. Christus het die dood oorwin. Ons wêreld is in 'n gemors. Ons land is in 'n gemors. En baie mense sê, dit gaan nie regkom nie. Dit kan nie regkom nie. Maar God kan. Hy is magtiger. Ook as die
as die houvas wat die doodse magte oor ons land het. Die doodloopstraat waar die politiek en die ekonomie is. Hoe kan dit verander? Dit is die boodskap van Paasfees, want niks is by God onmoontlik. Geen situasie is so hopeloos en dood dat hy dit nie kan lewend maak nie. Hy is bemagtig, hy het oorwin, hy het Christus uit die dood laat opstaan. Ek en jy kan ook oorwin. As ons Christus voor oë hou, hoe sê Hebreërs 12, hou hom voor oë, dan sal jy nie moeg word en moedeloos word en uitsak nie. Hebreërs 12 vers 3. Hou hom voor oë, die oorwinnaar, wat ek vir jou saamvat in sy oorwinning. Christus is opgewek en saam met hom ook ek en jy. Daarom kan ons, nee, moet ons opgewek wees. Blykbaar van God. Amen. Kom ons bid saam. Here, ons kom vanoggend na U toe. As mense wat baie goed bewus is van die mag van die dood en die houvas van die sonde op ons en op die wêreld. Here, ons moet vanoggend kom bely dat ons ook soms, of selfs dikwels, moedeloos raak, radeloos word, wanhoopig word, oor die wêreld, oor ons land, oor ons eie lewens, oor ons gesondheid, oor 'n familielid wat nie glo nie. Here, maar U kan. U is magtiger as hierdie bose magte wat ons wil onderwerp. Want U het reeds oorwin, Here, en U voer ons saam met U in die oorwinning mee. Help ons om dit te glo, Here, nee, meer nog, help ons om dit te leef. Help ons om met verwagting te leef, met opstandingsvreugde te leef, want ons aanbid 'n lewende Here, ons aanbid die opgestane Here, die oorwinnaar, oor alle magte wat ons wil verslaaf en verstrik. Daarom kom ons vanoggend, Here, en bring ons onsself. Gryp ons vas, Here. Oorwin ook die twyfel in ons eie gemoed. En lei ons, o Gees van God, om elke dag oorwinnend te leef. Ons bid dit in die naam van Hom wat opgestaan het en leef, ons Here en Verlosser, Jesus Christus. Amen.